Goeiedag geliefdes, dis vir my wonderlik om u weer te verwelkom by die woord van die Here. En ons staan vandag stil nog steeds daar by Romeine, die eerste hoofstuk wat ons besig is om met mekaar te hanteer. Ons gaan vandag stil staan daar by die 14de vers, wat 'n geweldige, aangrypende vers is vir my en ook vir u wat kind van die Here genoem word. Kom ek lees dan vir u daar by die 14de vers. Kom ek begin by die 13de vers, geliefdes. Broeders, ek wil julle nie daaraan onkundig laat, dat ek my dikwels voorgeneem het om aan julle te kom nie. En ek het tot nou toe nog verhinder, sodat ek ook onder julle een of ander vrug kan insamel, net soos onder die ander heidene. Teenoor Grieke, sowel as nie-Grieke, teenoor wyse, sowel as onverstandige mense, is ek 'n skuldenaar. Geweldige woord as die apostel Paulus hierdie woord gebruik. Ek is 'n skuldenaar teenoor mense. Teenoor mense vir wie ek die evangelie moet gaan verkondig, en mense wat ek bekend moet stel aan die Here Jesus Christus. Grieke en nie-Grieke, Jode en heidene. Die waarheid van die evangelie is vir die hele wêreld bedoel, dat almal die Here Jesus Christus van sal hoor, want geliefdes, die totale wêreld is in sonde gedompel en stuur op 'n ewigheid af, 'n afgryslike einde, sonder God, sonder hoop. As hulle Jesus Christus nie herken nie, is hulle vir ewig verlore. En as ek daaraan dink, dan is dit 'n waarskuwing vir my, en ook vir elke een van die kindertjies van die Here om te sê, onthou, God het jou siel uit genade gered. Nie alleen om jou uit die hel te verlos nie, maar jou te gebruik in sy koninkryk. In Esegiel kom praat die Here baie besonderlik met sy volk om te sê, ek het jou aangestel as wag oor die huis van Israel. As jy die goddelose waarsku aangaande sy weg, deur hom aan die waarheid te verkondig, en hy nie na jou luister nie, dan sterf hy ten opsigte van homself. Maar as jy die goddelose nie waarsku nie, en hy sterwe, dan is sy bloed op jou en my hande. Dis 'n geweldige woord, dis 'n verrykende woord, wat verrykend in my lewe is om te dink, ek het elke dag skuur ek skouers met mense. Elke dag het ek met mense te doen. En met hoeveel van hierdie mense deel ek net 'n woord van die Here, om aan hulle die waarheid te verkondig. Die apostel Paulus sê, ek is 'n skuldenaar teenoor mense. Geliefdes, ek krimp in my eie wese as ek dink met hoeveel mense ek kontak maak. En ek het nog nooit met hulle die evangelie van die Here gedeel nie. As ek dink aan mense waar ek inkopies doen, die petroljoggie waar ek petrol ingooi, en mense om my wat ek heeldag ervaar, en ek het so min 'n hart wat uitreik na hulle toe en besef dat hulle verlore is. Ja, ek is ook 'n skuldenaar. En ek kom bely dit vandag voor die Here, dat ek nie maksimaal ingestel is om te sê, Here, ek wil vandag hierdie dag tegemoet gaan, en ek wil met mense praat oor die Here Jesus nie. Ek dink dis Moody, wat vir die Here 'n belofte gemaak het, Here, ek sal nie vanaand gaan slaap, tensy ek die evangelie met ten minste 5 mense vandag gedeel het nie. U sien, dit moet iets wees wat in u en my hart brand, dat ons met mense moet praat oor hulle toestand van verlorenheid, sonder God, sonder hoop. Ek dink onwillekeurig aan daardie verhaal van die 4 melaatse manne in die veld.
Die stad in Samaria is in groot benoudheid, en so benoudheid dat hulle duwe misverkoop as kos. Dat ma's hulle eie kinders opeet om net te oorleef. Dan is daar 4 melaatse manne in die veld, wat vir hulle self sê, na die stad toe kan ons nie teruggaan nie, want ons is melaats. Ons mag nie daar wees nie. Ons gaan sterwe. Kom ons gaan oor na die laar van die vyand toe, en leef ons, dan leef ons, maar as ons dan iets kry om ons te voed, dan is ons dankbaar daarvoor. Hulle gaan die stad in en hulle vind uit, maar die stad is leeg. Gaan die eerste tent in, en hulle gryp die kossies en hulle eet hulle self versadiging toe. Gaan in 'n tweede tent, en daar eet hulle, en nou is hulle so versadig, hulle kan nie nog eet nie. Maar dan kom daar 'n gedagte tot hulle, daar is die stad Samaria, waar die ellende so groot is, dat mense in elke dag sterwe en in 'n ellendige toestand verkeer. En sê hulle vir mekaar, ons moet vir die stad Samaria gaan sê, hier is 'n hele laar wat leeg is, hier is nie 'n mens te sien nie, kom uit en kom kry vir julle voedsel, en as ons stil bly tot die môre toe, sal ons skuldig wees voor God, want in hierdie dag sal daar nog mense sterwe. Ek ken die verhaal, hoe God die hemel oopgemaak het, die vyand het God self verdryf, die hulle net 'n gedruisel laat hoor, en hulle het gevlug. En die volk kon uitkom, en tot versadiging toe kom eet. Daar is 'n plig op ons. En as ons stil bly tot die môre toe, sal ons voor God skuldig wees. Ag, as hierdie woord maar net in my hart en jou hart wil vaslaan. Here, as ek gaan stil bly en nie vir mense vertel van die wonderlike uitkoms wat daar in Christus Jesus is, van die voortreffelike verlossing wat Jesus Christus vir 'n mens bring nie, sal ek skuldig wees, nie alleen teenoor hulle tydelik nie, maar ek sal skuldig wees daaraan dat hulle ewigheid tegemoet gaan sonder God, sonder hoop. Geliefdes, dis almal van ons. Daar is nie een van ons uitgesluit nie, ons is almal skuldenaars. Ons het van die Here ontvang, en God het vir ons gegee, en God het vir ons die lig gegee, nie om die lig onder 'n maatemmer te begrawe nie, maar die lig op 'n staander te sit, en dit skyn vir almal om ons. Ons is die draers van die evangelie. Julle is die lig van die wêreld, wat die wêreld moet gaan verlig, wat in duisternis sit. Julle is die sout van die aarde, wat God oor die aarde wil strooi, om verderf teen te werk, dat daar nie verrotting in die wêreld verder plaasvind nie. Elke een van ons staan voor die Here met 'n plig. En geliefdes, dink net 'n oomblik weer daaraan saam met my. Mense wat Jesus Christus nie ken nie, sterwe 'n ewige verderf. En ek praat daaroor. Ek en u weet wat die verderf behels. Maar geliefdes, watter impak het dit op u en my lewe as ons kyk na mense rondom ons? Is daar by my 'n drang deur God opgewek om te sê, ek wil vir mense vertel, ek moet vir mense vertel, ek moet mense waarsku, want hulle stuur op 'n ewigheid af, en hulle gaan sonder God, sonder hoop 'n ewigheid tegemoet. Hulle gaan 'n ewige hel tegemoet, waarvan ek en u die uitsprake in die Bybel het, deur Jesus, die een wat meer as enige ander een ooit gewaarsku het, die plek van die geknars, van die geween, die plek waar vuur en swaalpyniging plaasvind vir alle ewigheid, die plek waar die ryk man uitgeroep het, stuur vir Lazarus met 1 druppeltjie water, op die punt van sy vinger, dat hy my tong kan kom afkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Geliefdes, glo ek en jy nog,
dat as iemand die Here Jesus Christus nie ken nie, is hy verlore. Wat doen ons daaraan? Of raak dit ons nie meer nie? Ek het genade ontvang, ek het rus in my hart, maar daar is geen verpligting op my, en daar is geen drang in my hart om vir ander mense te vertel nie. Paulus sê ek is 'n skuldenaar. Ek moet by hierdie mense uitkom. Ek het so dikwels al probeer, en ek is elke keer nog verhinder, maar dis op my hart, en dis 'n drang wat in my binneste is, dat ek deur die liefde van Christus gedrywe word. Ek moet vir Grieke en nie-Grieke, Jode en heidene, almal is verlore, en ek moet aan hulle die evangelie van die liefde van die Here Jesus Christus gaan verkondig. Ek moet hulle gaan waarsku. Ek moet met hulle gaan praat. Dis die grootste guns wat jy iemand ooit kan doen. Geliefde, daardie man wat my die dag gekonfronteer het met my verhouding met die Here. En ek daardie dag kon besef dat ek is 'n goeie en 'n mooi en 'n goed opgevoede mens, maar ek is verlore. Hoe kan ek God ooit dank vir daardie man? Hoe kan ek God ooit genoeg dank dat hy iemand oor my pad gestuur het om vir my die evangelie te deel? Dit het met jou gebeur. God het beskik dat jy op 'n plek is waar iemand gepreek het. Of iemand het persoonlik met jou in gesprek getree, maar God het in genade sy hand uitgesteek na jou toe, deur iemand. Hy gebruik mense. Dit val nie uit die lug uit nie. Hy het iemand gebruik in jou lewe, en nou wil hy jou vat, en hy wil jou gebruik in die lewe van ander mense. Jy kan 'n moontlike oomblik bietjie stil staan en sê, ja Here, ek is 'n skuldenaar, want ek het nog nie gepraat met Piet en Koos en Klaas en Marie, en jy kan maar die name noem, wat die Here op jou hart lê. Ek het nog nooit met hulle gepraat nie. Ek weet, hulle lewe met U is nie reg nie. Ek weet ook dat die Bybel sê, ons het almal gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ons is van nature onder die toorn van God. Ons is sonder hoop, sonder God. Dis jou buurman. Dis die mens met wie jy saamwerk. Dis daai mens met wie jy elke dag skouers skuur. Ag, die apostel Paulus was daar, waar hy sy getuienis gee in Filippense 3, daardie triomfanklike getuienis van 'n morele etiese lewe, toegewy aan die kerk, en die kerkse verrigtinge, en die kerkorde. Maar dan eendag op dat pad na Damaskus, Jerusalem en Damaskus, omstraal 'n lig uit die hemel om. Saulus, Saulus, dis hard vir jou om te skop teen die prikkels van God. Hy is verblind. Die mense hoor die stem, maar sien niks. Dan roep hy, wie is U wat met my praat, Here? Want hy besef dis 'n bonatuurlike stem. Ek is Jesus wat jy nie ken nie. Ananias word gestuur om te sê, gaan bid vir Paulus. Want ek het hom geroep om vir my 'n getuie te wees, en hy sal vir my 'n kragtige getuie wees, oral waar hy gaan. Paulus getuig dan. Alles wat ek gedink het wat waarde was. Hierdie kerklike tradisie van my, wat ek gedink het wat vir my waarde is, was alles drek. Dit was weggooibaar, dit was nutteloos, want die kerk kan my nie red nie. Die rites van die kerk kan my nie red nie, maar ek het die lewe in Christus Jesus gevind, en nou het alles vir my drek geword, want ek het die waarheid, ek het die lewe uit die hand van God ontvang. En hierdie Paulus sê, die dwang is my opgelê. Wee my as ek die evangelie van Jesus Christus nie verkondig nie. Ek wil nie daardie woord op jou hart kom afdruk nie, maar ek wil dit definitief vir myself sê. Wee jou as jy nie vir mense waarsku oor die pad van die Here Jesus Christus en die weg tot saligheid nie. Wee jou as jy die evangelie vir jouself hou, terwyl ander mense rondom jou sterwe.
Mag die Here in my hart werklik iets opwek en mag God weer vir my 'n drang gee vir siele om elke geleentheid aan te gryp om met mense te praat. Kry 'n aanknopingspunt. Kry iets waaroor julle saamstem. Praat net en sê, wat 'n wonderlike dag het God vir ons vandag gegee. Uit die genade van die Here oor ons is elke dag groot. Die Here is een wat elke dag vir ons sorg en vir ons goed is. Kry iewers 'n aanknopingspunt waar jy met hom kan praat oor die liefde en die genade van God wat sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het, dat mense nie verlore moet gaan nie, maar dat mense die ewige lewe deelagtig kan word. Mag die Here vir jou en my help. Mag ons werklik aangegryp wees om met mense te gaan praat oor hulle siele. En geliefdes, ek gaan volgende keer met u verder praat. Ek gaan net so 1 week bietjie afvat, bietjie verlof saam met my kinders neem, en dan gaan ek weer met u praat verder oor hierdie skuldenaar voor God, as ek dink aan mense rondom my. Ek bid vir jou, maar gaan bid ook vir jouself, Here, skep vir my vandag geleenthede waar ek net met iemand kan deel. Wat het God vir my gedoen? Wat beteken God vir my? Bid daaroor. Geef vir my vandag iemand met wie ek net kan praat. En kyk dan, as jy die saad gesaai het, wat 'n fenominale werk God doen. Jou taak is om die saad te saai. God laat groei. God gee wasdom. God gee lewe. Maar as ek en jy nie saai nie, is daar nie saad wat kan groei nie. Mag die Here vir ons opwek en vir ons 'n las gee, weer vir 'n verlore gaande wêreld. Ek praat met u volgende keer, en die Here seën vir u baie ryklik. Goeiedag vir u geliefde, ek bid vir jou. Bid asseblief ook vir my.